Nou, kom ons gee vir al ons kruiskykers 'n lekker handeklap vanmôre. Die van u wat u weet nie, ons saai uit op kruiskyk en ons glo dat hierdie woord ook hulle gaan bedien vandag. Nou, ons is besig met 'n reeks en wanneer dit kom by die begin van die jaar, het u nodig om te weet, dit gaan nie oor dieselfde preke nie. Nee, wie van u het al agtergekom dat jy kan dieselfde, u kinders kan dieselfde ding oor en oor hoor van u, maar wanneer iemand anders dit kom sê, dan is dit asof hulle dit vir die eerste keer hoor. Want hulle het so gewoond geraak aan u stem. En het is belangrik dat ons vanmôre, wanneer dit kom by die beginsel van die eerste, wanneer dit kom by hoe ons hierdie jaar wil begin, hoe ons hom wil afskop, dan is dit nie net 'n gewoonte dat ons praat oor eerste dinge eerste nie. Aan die einde van die jaar wil ons altyd hê, mense moet sterk eindig, want ons het die heel Desember het ons gesê, dat hoe ek eindig, bepaal ook hoe ek begin. Daarom kan ek nie met 'n mismoedig, vir wie van u was 2025 'n moeilike jaar? Kan ons net eerlik wees? Wie van u het ervaar? Hou je hand op, laat mense toegelaat word om net om u te kyk, want soveel mense kom kerk toe en hulle dink, jong, daar by Loftel is hulle so heilig. Alles gaan altyd so goed. Het lyk asof almal altyd net 'n goeie tyd het. Nee, hierdie is nie 'n hospitaal, 'n hotel vir heiliges nie. Hierdie is 'n plek vir ons wat by mekaar kom om te sê dat dit is God wat heilig is en ek weet deur Jesus Christus word ek heilig gemaak en dat dit nog 'n daaglikse tel my kruis op ondervinding is. 2025 was 'n moeilike jaar vir party mense en ons was toegelaat gewees om saam met u te loop deur 2025 en ek sê nie nou omdat dit 'n nuwe jaar is, nou is alles van 2025 verby nie, maar ons kan nooit dat u op 'n laagte eindig Desember nie, so ons sal die woord bring, nie bemoediging nie, ons sal nie motivering bring nie, ons bring die woord. Wie van u weet, dis die woord wat die verskil maak. So is dit nodig om die woord te bring, sodat ons kan opgetel wees, nie in my gevoel, nie in my mens wees, in my vlees nie, maar my gees. Mens het nodig om te weet, dit is waarvan ek regeer, nie net waarvan ek reageer nie, maar waarvan ek regeer. 2026 is 'n jaar wat u gaan weer u regmatige plek moet opneem. Dit wat u laat gaan het van dat u in 2026 sê, nee, ek neem weer gesag, ek neem weer autoriteit, dat ek bring orde tot my lewe. Nou so sien ons Matteus 6:33 en ek gaan hom deur hierdie maand hoor. Die beginsel van die eerste. Die beginsel van die eerste, en ons weet, reg deur die woord is daar soveel keer waar daar gepraat word oor die eerste. Wat u moet onthou in hierdie oggend, terwyl ons in hierdie woord begin inklim, en ek het nodig om die beginsel van die eerste te verduidelik, asof geen persoon in hierdie gemeente, in hierdie diens vanoggend, weet wat dit is nie. Die eerste behoort aan die Here. Die beginsel van die eerste, en ons sal dit hierdie maand, sal ons dit staaf deur die skrif, deur die woord, is dat soos wat ons aan die einde van die jaar gesê het, dat hoe ek eindig, is hoe ek gaan begin, is die beginsel van die eerste, is dat wat met die eerste gebeur, bepaal die uitkoms van die res. Ek wil nie laat dink hoe u 2024 se ou jaar gespandeer het en hoe u 2025 begin het nie, maar kan u nou sien hoekom hy so 'n nadraai gehad het soos wat hy het? Die beginsel van die eerste is dat die eerste behoort aan die Here. Dadelik wil ek iemand van die oordeelstoel afhaal, want die vyand is nou hier. Hy wil hê en hy wil vir jou sê, maar sien jy nou, dis jou skuld. Hy wil jou diskwalifiseer. Kom, terwyl ek besig is om te preek, en dis baie keer hoekom ons seker as pastore so hard praat, hard preek, dis charismaties, ja, dis Pinkster, ja, en ons spoeg en sweet en al die goed, is sodat die stem wat in jou oor tans praat,
Die stem van gevoel, die stem van redenasie, die stem van die duiwel, dat dit kan gestil word, sodat u die woord van die Here sal kan hoor. Hy wil jou diskwalifiseer, die dief, die duiwel is hier, terwyl die woord val, is die dief, die duiwel hier om vinnig te kom, om die saad te kry, om nie in jou hart te val nie. En hy wil jou oordeel, hy wil jou onder veroordeling bring en sê, dis jou skuld gewees, dis jou toedoen, moenie eens na hierdie woord luister nie, want hierdie jaar gaan 'n herhaling wees. Ek weier dat 2026 'n herhaling sal wees van 2025. Ek weier vanmôre sien, u moet u posisie neem. Dit is nie nou maar Gods water oor Gods akker nie. Nee, dis die woord van God. En ons neem gesag, ons is besig om te ontwortel, ons is besig om te sê, dat waarmee ons bou, veral wanneer dit kom in hierdie maand, waarmee ons in hierdie maand gaan bou, gaan bepaal hoe hoog die huis gaan wees vir 2026. Ons sien, dis 'n skrifgedeelte wat so baie gebruik word wanneer dit kom by die dinge en die goed. Dit gaan nie net dat u goed in u lewe beleef in 2026 nie. My gebed vir die gemeente, vir ons gemeente is dat u God sal beleef. Nie net goed, ja, die woord sê dat ons het nodig om te soek die goed, die goeie. Daar is sekere dinge wat toelaatbaar is, maar ek moet myself vra, is dit goed? Is dit God? Is dit die wil van die Here? Om die wil van die Here te ken, het ek nodig om die woord van God te ken. Moenie dat die vyand jou besig hou hierdie jaar en dat jy buite die woord wandel. Ek praat nie van sonde nie, ek praat van waar jy nie in hierdie woord inklim nie. Moenie dat mense alleenlik vir jy sê wat die woord sê is nie. Begin dit vir jouself te leer ken, sodat ek kan sê hierdie woord is myne, genesing is myne, voorsiening is myne. Dit waarvoor ek die Here vertrou, hy hoor my gebed. Hoekom? Ek is 'n kind van God. Matteus 6:33, maar soek eers. Soek eers. Soek eers. Hierdie is hoe ons lewe doen. Soek eers, plaas hom nie net aan die hoof of aan die bokant van jou lys nie, maar sit hom in die middel van jou lewe. Laat dit die manier is waarvolgens of waarom jou lewe draai. Soek eers, kind van God. Gesalfde van die Here, voordat jy bediening en voordat jy roem en voordat jy faam en voordat jy al die goeie goed soek eers die Here. In my gesprekke, in dit wat ek doen, in die manier hoe ek my dag begin, hy wil die eerste van jou dag hê. Hy wil die eerste tyd hê van jou dag in die oggend, as jy wakker word. Ek weet vir party is dit, daar's nog sekere gewoontes, maar wie van u weet dat die bloed was jou? Kom, as jy deur die water doop is, het jy meer om op te staan, want dit is die trouring van jou verhouding met die Here. Daarom is daar sekere gewoontes wat nog in jou selle, in jou liggaam is, maar nou dat jy 'n bloedgewaste kind van die Here is, kan jy sê, partykeer kom hierdie gevoel, hierdie gewoonte wil nog by my opstaan, maar ek druk dit nie net onder nie, ek is weggewas, dit is weggewas, ek is bloedgewas, dis in die verlede. Ek's 'n nuwe mens. Ek stel hom eerste. Jy word nog so wakker. Ek weet nou nie watter kant van die bed jy slaap nie. Maar jy word nog so wakker en outomaties. Party se hande, outomaties, jou oë is nog eens oopie. Hy lê daar, ek praat nie nou van jou selfoon nie, want jou selfoon lê mos langs jou. Ek praat van wanneer jy ewe skielik van Suid-Afrika afgaan en jy steek jou hand uit na Amerika en jy is op soek na Chicago. Maar jy is nou bloedgewas. Dis nog 'n gewoonte. En ewe skielik het jy nodig om hierdie arm nou nuwe dinge aan te leer. Hy gaan nie nou meer gryp en hy gaan nou uitreik vir die woord. Jong, as jy jou oë in die oggend oopmaak, jy het gewoonlik gesê, môre mamma, môre papa, ek weet nou nie of wat 'n troetelnaampies jy vir mekaar het nie. Maar nou maak jy jou oë in die oggend oop en sê, dankie Here, goeiemôre Heilige Gees.
Jong, kan ek so met die Heilige Gees praat? Ja, as sy al reeds vir jou staan en kyk om wakker te word, dan hou maar jou oë toe. Hou maar jou oë toe en maak seker dat jy inbegin in jou inbou, dat jy in jouself begin losmaak om te sê, Here, die eerste van my dag behoort aan U. Here, laat ek U eers groet, voor ek die res van die wêreld groet. Here, laat ek eers 'n aanvinding met U hê, voordat ek die duiwel ontmoet, as ek my oë oopmaak. Here, help my. Dankie. Dankie, Here. Vandag gee U vir my 22,000 keer 'n geleentheid om U te prys. Waarvan praat ek? Ek praat van wanneer jy inasem en wanneer jy uitasem. Wanneer jy inasem en wanneer jy uitasem. 22 à 23,000 keer 'n geleentheid om God te prys. Sien, in steede van om te kla en te sê hoe moeilik dit is, kies ek om die Here te prys. Want sien, wetenskaplik is dit bewys, selfs in my gemoed, as ek hom eers soek. Nie net eers in die dag nie, reg deur die dag wanneer ek gaan en sê, Here, alles in my, Here, daar's gedeeltes in my wat nog nie heeltemal aan die kruis vasgenaal is. Here, maar help my Heilige Gees. Ek soek U eers voordat ek reageer. Laat my nie afstand doen van die plek waar ek saam met U regeer nie. Moenie uitverkoop in hierdie jaar nie. Maak U self U roeping en U verkiesing vas. U is geroep deur die Here. U is uitverkies vir 'n tyd soos hierdie. Soek eers die koninkryk God se manier van dinge doen. Bring orde tot jou lewe. Waar ek kom en ek sê, o Here, ek weet nou hierdie motor het ek nou nodig om hierdie jaar U voor te vertrou vir nuwe bande. En daar is 'n sekere formule, en van die manne wat hier sal weet hoe jy die bande begin ruil van agter voor en wanneer die alignment en allerlei goed 'n bietjie uit is. Iewers hierdie jaar 2025 het ons agtergekom, nee jong, ek gaan maar hierdie skoene moet omdraai, want nou loop ek hulle af net aan die een kant. Laat ek hulle net weer gebalanseer kry. Party van ons het naby aan die rand van die afgrond geloop in 2025. Hoekom? Daar's ewer skielik 'n wanorde gewees in my lewe. Hierdie is hier vanmôre 'n preek, 'n boodskap om jou onder veroordeling te kry nie. Hierdie is om vir jou te sê, hier's 'n vars kans vir jou. Hier's 'n vars geleentheid. Elke môre wanneer ek wakker word, is daar vars genade wat oor my lewe vloei. Ek kan in hierdie genade instap. Aan die begin van die jaar is die beste tyd. Nie omdat ons net voornemens het nie, maar is die tyd waar ek kom en sê, die oud kies ek is verby. En dan gaan ek reg deur hierdie jaar, elke dag hierdie keuse moet maak, dat die oud is verby, die gister is verby. Ja, dit is baie maklik gesê, baie moeiliker om dit te doen, en ek weet dit is waar. Daarom het ek nodig om myself, my gedagte te bekleë met die woord. Soek eers die koninkryk God se manier van dinge doen en sy geregtigheid. Kom in regstaande met die Here. Ons het gesien hoe mense hulle harte aan die Here gee. Oujaarsaand, en dit gaan nie net oor dat ek bang is dat ek na 'n warm plek toe gaan nie. Dis een van die maklikste dinge die tyd van die jaar om 'n oudsoring 'n uitnodiging te doen. Nou so 2 weke terug toe ek daar was dit die maklikste ding om 'n uitnodiging te doen, want dit is 46, 47, 48 grade en al wat jy nodig het om te sê, as jy dink dis warm. Kom kruis toe. As jy dink dis warm. Sien, dit gaan nie oor om mense bang te maak. Hierdie is nie om vir u te sê, doen dit anders of nie. Hierdie is 'n beginsel. Hierdie is waar ek kom en ek sê, dat soos wanneer ek iets so opgooi, en ek weet ons sê, maar ek is nie onder die wet nie, ek is onder genade, ek verstaan dit, maar ek weet dat as u van hierdie verhoog sou afspring, u gaan nie, omdat u 'n gesalfde van die Here is, gaan u nie swewe in die lug nie. Nee, wat opgaan moet afkom, daar is 'n natuurlike wet. So is daar die beginsel van die eerste, dat wanneer God jou eerste het, is dit sy verantwoordelikheid om toesig te hou daaroor. Hy moet daarna kyk, want dit is syne. Daarom,
oudste kinders wat hier in hierdie huis vanmôre is, en ek praat nie net van die ouderdom, ek praat van wanneer jy eerste gebore is in jou familie, jy is geëien deur die Here. Ek weet die jongste kinders voel, maar hulle kan maar lewe soos wat hulle het, en oudste kinders dink wel, dis die oudste wat die verantwoordelikheidsin het. Nee, dit gaan nie net oor die ingebore verantwoordelikheidsin van die oudste kind nie, die hand van God is op jou. Hier is 'n oudste kind nodig in hierdie huis wat nodig het om te hoor, jy skop teen die bediening, jy skop teen jou roeping, dis tyd om in te kom. Want jy's uitgekies, jy's eenkant gesit, jy sukkel om in te pas, jy sukkel om jouself in te druk in 'n groep mense in waar hy jou uitverkies het, kom en maak roeping en verkiesing vas. Soek eers God se koninkryk en God se geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Die beginsel van die eerste. Ons sien daar in Genesis 4 vers 3. En dit was voor die wet van Moses. Na die verloop van tyd het Kain van die vrug van die land 'n offer aan die Here gebring, en Abel het ook gebring van die eersgeborenes van sy kleinvee, van hulle vet, en die Here het Abel se offer aangeneem, maar Kain se offer nie aangeneem nie. Toe het Kain baie kwaad geword. Sy gelaat het geval. Die eersteling offer gaan nie vanmôre oor tiende alleen nie. Hierdie gaan oor om my lewe te bring na die Here toe hier in die begin van die jaar. Hierdie is die eerste Sondag van die jaar. Hierdie is die eerste maand van die jaar. Het is belangrik dat wat ek en hoe ek hierdie maand hanteer, dat dit God al die eer gee. Weereens sê ek, wanneer dit aan God gegee is, wanneer dit aan God gegee is en dit syne is, dan is dit sy verantwoordelikheid. Wie van u het nodig om aan u self te erken dat daar 'n paar dinge is waaroor u verantwoordelik was in 2025 en nie God nie, want dit het nie aan hom behoort nie. Maar nou doen ek dit anders. Hierdie geleentheid gee vir ons, of hierdie dag gee vir ons die geleentheid om te sê, ek gaan dit anders doen, ek gaan orde tot my lewe bring. Ek gaan dit nie doen, sien, as ek dit wil doen, soos wat ek het 2025 gedoen het, dan kan ek nie die verwagting hê dat dit anders die uitkoms moet wees nie. Daarom doen ek dit anders, sê vir die persoon, sê, doen dit anders. Sien, selfs Levitikus 23 het gekom en gepraat van vers 10 en 11, waar 'n opdrag gegee word aan die kinders van Israel, en gesê was, as julle in die land kom wat ek aan julle gegee het, en julle oes daarvan insamel, dan moet julle 'n gerf, aan 'n woorde koringare, die eersteling van julle oes na die priester toe bring, en asseblief dadelik, want party mense dink, hierdie is nou 'n manier, dat die kerke nou weer gaan geld maak, nee, dit kom en sê, dat ek moet dit in die teenwoordigheid van die Here bring. En dit sê, jy moet die gerf voor die aangesig van die Here waai, sodat dit vir julle welgevallig kan wees. En dit sal die eersteling offer wees. My lewe het nodig om van die Here te getuig. My lewe het nodig om voor die Here gebring te word as 'n waai of 'n wyfoffer. Die vereistes van die eersteling, en ek gaan net 'n fondasie lê, offer. Ek praat nie nou net van die eersteling beginsel nie. Die eersteling offer moes hooggelig word. Hy moes 'n waaioffer wees. En hy moet in die teenwoordigheid van die Here moes hy neergelê geword het. Al wat hulle in die Ou Testament geweet het van, was dat die priester was die verteenwoordiger van God op aarde. U en ek is nou die verteenwoordiger van die hemel, van God op hierdie aarde. Sê vir die persoon langs jou, loop waardig die roeping waarmee jy geroep is. Sien, daar's druk op jou, daar's druk op ons. Die oë van die wêreld is op ons. Ons moet anders lyk. Ons moet anders lyk. Hoe lyk ek anders?
deurdat ek orde my lewe bring. Sien, en hierdie mag vir u moontlik radikaal voel. Hierdie mag vanmôre vir u sê, hulle is besig om vir my te sê wat ek nie mag doen nie, en ons samelewing hou nie van beheer nie. Die oomblik waarin ons net voel, ons 'n klein bietjie beheer word, dan wil ons wil mos nie gesê word nie. Kom het jy al gehoor hoe die jongste en die oudste kinders in die huis beklei, dan sê hulle, jy sê nie vir my nie. Jy sê nie vir my nie. Dan sal baie keer het hulle nodig om te sê, maar ek gaan vir pa, ek gaan vir ma. Nee, staan op in u roeping. Bring orde. Hierdie is nie radikale dinge van ewe skielik van handomkeer. Hierdie is begin waar u tans is. Sit hom nie net eerste in die dag, sit hom eerste in alles wat u doen. Eerste in die tyd, eerste in u finansies, eerste in hoe u mense liefhet, eerste in hoe u self na die Here toe bring. Dat ons kom en ons sê dat die eersteling beginsel, as dit aan God behoort, dan is dit sy verantwoordelikheid om toe te kyk daaroor. Nou sê ons, en ons sien dit hier uit Levitikus uit, dat dit sê dit moet 'n waaioffer wees. Hierdie jaar gaan u ervaar hoe die Here u gaan uitlig. U was onder druk in 25 Mei, gaan jy as 'n waaioffer oplig. Hoekom? Jy het gekies om jouself op die altaar neer te lê. Mense wil nie hê, hulle wil sê, hulle wil nie voorgeskryf word, en hierdie is dit nie, as herders van hierdie huis gaan dit nie oor beheer nie, dit gaan oor beskerming. Ons is hier om te waak oor jou destinasie, om te kan sê, hier is hoe jy saam met God kan werk. Sit hom eerste in jou lewe. Wees 'n medewerker, wees daardie mede-erfgenaam wat glo dat jy is. Sit hom eerste. So dis nie radikale handomkeer verandering nie. Hierdie is, kom ek maak hierdie klein skuif. Kom ek bring hierdie een ding wat ek graag hierdie week wil skuif. Kom ek begin bid. Kom ek maak hierdie keuse, en dan hou jy vol daarmee. Om hom eerste in die oggend te groet, sit tyd uit, bid. Sê, Here, bid vir my as priester van hierdie huis, my vrou, my familie, bring hulle na die Here toe. Sit God se aandag op jou dag, sodat hy kan vooruitgaan soos hy al reeds gedoen het, maar dat u en ek saam met hom kan werk. Begin klein skuif, en dan wees konstant. Hou aan om dit te doen. Kom, meeste van u het moontlik in die begin van hierdie jaar gesê hoe jy gaan gym. Jy was al so een keer daar. Gister het jy om die blok geloop, en vanoggend toe skop jy die blok onder die bed in. Toe sê nee, ek gaan maar môre weer om die blok loop. Nee, wees konstant. Om aan te hou, en weet dat die genade van die Here is genoeg. Soek eers, plaas hom eerste. Sien, die eersteling offer was gebring, dis opgelig. Ek lig my dag op. Hierdie die eerste dag van hierdie week lig ek op. Hoekom kom ons by mekaar op 'n Sondag? Want ons lig die naam van die Here op. Ons sê, Here, die eerste dag van hierdie week behoort aan U. Die eerste bepaal die uitkoms van die res. Hoe dit met die eerste gaan, so gaan dit met die res gaan. Soos dit op hierdie dag, Here, as hy in die teenwoordigheid is, Here, sê ek nie, hierdie heel week gaan ons op 'n wolk wees nie, maar ek sê vir u vanmôre, as u die woord kan vat, as u die Here by sy woord kan vat, gaan u sien, hoe wanneer jy die eerste dag van jou week na die Here toe bring, die eerste van jou môre, die eerste van jou finansies, die eerste na hom bring, gaan jy sien hoe die Here omsien en voorsiening maak. Die eerste bepaal die uitkoms van die res. Het is belangrik dat ons vanmôre 'n besluit maak.
Dit is belangrik dat ons vanmôre vir onsself sê, dat ek kies om God eerste te sit. Dit is belangrik dat ek vanmôre vir myself 'n verklaring in my hart, op my hartstafel sal skryf. Dat as God eerste is, volg die res. As God eerste is die res onder sy sorg. As God eerste is, word die res deur hom verlos. Ek gaan dit vanmôre weer sê. As God eerste is, dan volg die res. As God eerste is die res onder God se sorg. As God eerste is daar verlossing vir die res. Hy het reeds die prys betaal. Nou moet ek onder daardie geopende hemel kom. Orde kom tot my lewe. Goddelike orde. Kom ek vra u om u oë toe te maak en net u hoofde saam met my te buig. Ek vra vanmôre vir een en elkeen wat hier is. As jy vanmôre sê die Here moet my help, Jaco. Partykeer word ek opgevang in die besigheid van die lewe. Ek vra die Here om my te help. 2026 wil ek hê moet 'n ander jaar wees. Vanmôre skree ek saam met hierdie gemeente uit, Here help my. As u vanmôre hier is en ek gaan nie vra dat u opstaan op hierdie uitnodiging nie, dat ek vir u vra as u vanmôre hier is en jy sê, Jaco, die Here moet my help, ek moet hoop kry vir hierdie jaar. Wil ek vra dat u u hand sal opsteek terwyl al die hoofde gebuig is, hande oor hierdie plek. Hoop kry vir die jaar. Hoop kry vir die jaar. Hoop kry vir die jaar. Ek sien na hande. Ek sukkel om aan die gang te kom. Ek sien na hande. Ek kan my hande laat sak. Here, ons bid vanmôre. Here, waar ons vanmôre in hierdie plek is, in die huis van die Here. Here, waar daar 'n geopende hemel is, Here. Kom ons vanmôre en sê dat U is naby hulle wat uitroep. Daarom roep ons, Here, vanmôre uit dat U ons aan hierdie begin van hierdie jaar sal help. En dan bring U die woord na ons toe, hoe dat ons medewerkers, Here, hoe dat ons met die hemel kan saamwerk, en dit is om U eerste te sit. Daarom gaan hoop herstel word in die aksie. Hoop gaan herstel word, ja, deur die salwing wat die juk breek, die las verwyder, en nou op mense kom. Hoop word ook herstel in die aksie, deurdat ek die woord doen. En ons dankie vir die salwing wat vanmôre op die woord is. Is mense hier, die kettinge van 2025 wat jou vashou, is besig om jou enkels los te breek nou. Die kettinge van 2025 wat jou wil vashou, daar in die verlede en in foute, is besig om nou los te kom van jou enkels, sodat jy kan vrykom, daai beskuldiging, daai aanklag. Die bloed van Jesus Christus is genoeg. Dit was jou, dit maak jou vry, dit bring vanmôre vir jou verlossing. Die salwing breek, die vettigheid van die salwing maak dat daai eysterjuk wat op jou nek rus vanmôre gly, afbreek, dat die las verwyder word. In die naam van Jesus. In Jesus naam. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus.
O, ons loof U vanmôre. Ons loof U vanmôre, Here. Ons loof U vanmôre. As U vanmôre in hierdie huis is en U sê ek kies vanmôre om my lewe hierdie jaar, hierdie dag, hierdie maand as eersteling offer aan die Here te bring, wil ek hê U moet op U voete staan en ons gee dit aan die Here as 'n waaioffer, as 'n aanbiddingsoffer. O, Here, ons dankie. Ons loof U. Hier is ons, Here, voor U in U teenwoordigheid, Here. Ons kom en ons sê, ons gee onsself, ons alles op die altaar. Jesus, Jesus, oh Jesus, ons aanbid U. O, Here, ons loof U. Aanbid hom net waar jy staan vanmôre. O, gee jou kinders, gee hulle aan die Here. Jou man wat nie die Here dien nie, gee hom aan die Here. Jou vrou wat nie die Here dien nie, gee hom, gee aan die Here. Jou bediening. O, Here, ons loof U. Here, ons loof U. Jesus die eersteling offer. Jesus. Salwing van die Here is in hierdie plek. Here, ons loof U. Weet ons is so knap sien oor ons tyd, maar ek wil hê U moet net vanmôre net so bly staan in hierdie teenwoordigheid. Aanbid hom net. Jesus. O, Jesus. Salwing van die Here. Aanbid hom net. Horas niemand soos Jesus nie. Aanbid hom vanmôre. Verklaar het vanmôre, familie. Hoor as niemand. As U vanmôre gebed nodig het, kom na voor, ons gaan saam met U bid. As U net wil hom aanbid, kom staan hier voor en aanbid hom net met alles in jou. O, niemand soos hy. O, Jesus. O, niemand. Kom ons sing net vanmôre, daar is niemand. Salwing van die Here. Niemand soos hy. Laat hy juk vanmôre van jou lewe verwyder word. Vergewe nie.
loof U, Here. Niemand soos Hy nie. Net Jesus alleen. Ons nooi na vanaand 6 uur se aanddiens. Nooi iemand. Kan moontlik die eerste keer wees wat U dit doen. Maar nooi iemand. Nooi iemand. Ek wil broer Anton vra. Kom sluit vir ons af asseblief. Halleluja. Here, ek vra dat U vandag ons met U krag sal lei. Dat U hand ons sal bewaar. Dat U ons hart met U liefde sal vul. Aan U behoort alle heerskappy, die krag en die mag tot in alle ewigheid. Ons loof en ons prys U heilige naam. In Jesus naam bid ek dit. Amen en amen.